Ek gee vir julle 'n nuwe gebod, het Jesus gesê. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Baie welkom by ons digitale erediens op Paasondag, Sondag 20 April. Reeds die wit kers aangesteek. Jesus is die lig vir die wêreld, hy het opgestaan as 'n lewende Heer. En tydens Paastyd groet mense mekaar met die volgende woorde: ons Heer het opgestaan. Ja, ons Heer het waarlik opgestaan. Dis waaroor ons fees vier vandag en kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg om hierdie Paasondag saam te kan fees vier met Christene reg oor die wêreld. Dankie dat ons ook kan weet, Here, dat hierdie erediens ook gevier word in huise, oral families, ook selfs reg oor die wêreld, Here. Dankie dat ons as gemeente ook saam kan fees vier, Here. Mag Paastyd vir ons baie spesiaal wees en mag ons hierdie boodskap glo en uitleef. Amen. Ons skriflesing vandag is Handelinge 10 vanaf vers 34 tot 43. Ons lees vanaf vers 34. Petrus het toe begin praat en gesê: ek besef nou werklik dat God niemand volgens sy uiterlike beoordeel nie, maar dat die mens wat ontzag het vir hom en wat reg is, uit watter naas hy ook mag wees, vir hom aanvaarbaar is. Dit is die boodskap wat hy vir die kinders van Israel gestuur het, toe hy die evangelie van vrede, wat deur Jesus Christus gekom het, verkondig het. Hy is die Here van alle mense. Julle weet wat dwars deur Judea gebeur het. Het begin in Galilea, na die doop wat Johannes verkondig het, hoe God Jesus van Nasaret met die Heilige Gees en met krag gesalf het. Hy het die land deurreis goed gedoen en almal wat onder die mag van die duiwel was, genees, omdat God met hom was. Ons is getuies van alles wat hy in die land van die Jode en in Jerusalem gedoen het. Maar hulle het hom opgebring deur aan 'n kruishout op te hang. Vir hom het God op die derde dag opgewek en beskik dat hy verskyn. Nie aan die hele volk nie, maar aan getuies wat vroeër reeds deur God aangewys is. Aan ons wat saam met hom geëet en gedrink het, nadat hy die dood uit opgestaan het. En hy het ons beveel om aan die volk te verkondig en kragtig te getuig dat dit hy is wat deur God aangewys is regter oor die lewendes en die dooies. Oor hom getuig al die profete dat elkeen wat aan hom glo, deur sy naam vergewing van sondes ontvang. Ja, dis die boodskap vandag uit Handelinge 10 en ons tema vandag, ons Heer het waarlik opgestaan. Ek het 'n tyd gelede die verhaal van Lou Little gelees, wat ek graag met julle wil deel. Hy was die Amerikaanse voetbalafrigter van die Columbia Universiteit. En hy vertel die verhaal van 'n baie entoesiastiese voetbalspeler met die naam van Bob. Maar Bob was ongelukkig nie goed genoeg om in die beginspan van die universiteit te speel nie. Bob het elke keer van die bank af gespeel. Wat hom as afrigter opgeval het, is dat Bob 'n baie besondere verhouding met sy pa gehad het. Eendag ontvang coach Little 'n oproep. Bob se pa is oorlede en hy moes die boodskap gaan oordra. Bob het die begrafnis van sy pa bygewoon en coach Little het hom na die begrafnis gaan sien. Is daar enigiets wat ek vir jou kan doen? Vra hy. En Bob antwoord: ek wil graag Saterdag in die beginspan speel. Nou coach Little was in 'n moeilike situasie. Bob was nie die beste speler om te begin nie, maar hy het 'n belofte gemaak, het was Bob se wens. Hy het maar gedink hy sal hom na 'n paar minute vervang en die ander speler vroeg laat opstuur. Nou Bob het so goed gespeel dat coach Little hom die hele tyd op die veld gehou het. Na die wedstryd gaan hy na die student en vra: wat het in jou gevaar? Jy het bo jou vermoë gespeel. En sy antwoord was aan coach Little: coach, my pa was blind en vandag was die eerste keer dat hy vir my kon sien speel vanuit die hemel. Omdat Jesus Christus opgestaan het, kyk ons nie na die spel van die lewe. Juist omdat Jesus Christus opgestaan het, kan ons bo ons vermoë speel in die spel van die lewe. En sy krag, ja, die opstandingskrag is tot ons beskikking. Dit is waaroor Paasondag gaan. Kom ons kyk 'n bietjie dieper ook na die teks van Handelinge 10. Ja, ons kom sê vir mekaar, Jesus het waarlik opgestaan. En soms kom jy op 'n vreemde plek in Suid-Afrika of in die buiteland, dan raak mense opgewonde oor beroemdes wat in 'n dorp of in 'n stad begrawe is. Ja, mense doen moeite om te kyk na die toegrafte van bekendes.
Ek en jy het nie 'n toegraf van Jesus nie. Sy graf is leeg. En ons kan vandag opgewonde raak, juis omdat Jesus sy graf leeg is. Daar is nie 'n liggaam in die graf nie. In vers 40 staan die volgende woorde: vir hom het God op die derde dag opgewek en beskik dat hy verskyn. Ja, ons is vandag hier by mekaar omdat Jesus waarlik opgestaan het. Dis 'n waar, dis 'n feit. Dis nie 'n grap of sommer net 'n storie nie. Dit het werklik gebeur. En hy het na sy opstanding aan talle mense op aarde verskyn en selfs saam met hulle geëet. In die tyd van Jesus was daar mense wat dit nie wou glo nie. Selfs iemand soos sy disipel Thomas. Vandag is daar ook mense wat dit nie wil of kan glo nie. Daarom die vraag: glo jy werklik dat Jesus opgestaan het? Dat Jesus ook vir jou opgestaan het? En dis daarom dat ons die vraag vra: vir wie het Jesus opgestaan? Het hy net vir die Jode opgestaan? Nee, Handelinge 10 sê op verskillende plekke dat Jesus se opstanding nie net bedoel was vir 'n klein groepie Jode in Palestina nie. Vers 35 sê, uit watter nasie hy ook mag wees. Vers 36 sê, dis die boodskap wat hy vir die kinders van Israel gestuur het, toe die evangelie van vrede wat die Jesus Christus verkondig het. Hy is die Here van alle mense. Vers 43 sê, dat elkeen wat in hom glo, deur sy naam vergewing sal ontvang. Jesus het vir almal in die wêreld opgestaan. Hy is die Heer van almal. Jesus se graf is leeg en oop, net soos die koninkryk van God ook oop vir almal. Glo jy werklik dat Jesus Here van almal is? Dis nie so van selfsprekend nie. Selfs iemand soos Petrus wat vir 3 jaar saam met Jesus geleef het dit nie heeltemal verstaan nie. In vers 34 lees ons die woorde: Petrus het toe begin praat en gesê, ek besef nou werklik dat God niemand volgens sy uiterlike beoordeel nie. Ja, Petrus en die ander wou die opstanding van Jesus net vir die Jode hou. God moes deur middel van 'n droom of 'n visioen vir hom tot die besef bring dat die opstanding ook vir die nie-Jode bedoel was. Hiervan lees ons aan die begin van Handelinge 10. God se plan met sy kerk van destyds was dat baie groter is net vir die Jode. Ja, mense soos Cornelius en ander nie-Jode het ook deel van die kerk geword. Hierdie boodskap moes baie duidelik aan al die apostels oorgedra word, sodat hulle van die begin af ware kerk van Jesus kon wees. 'n Kerk oop vir almal, nie 'n kliek vir 'n paar uitgesoektes nie. Is jy oortuig dat Jesus vir almal opgestaan het? Dat hierdie boodskap vir almal nuwe lewe wil bring? Ja, ook vir jou wat dalk dink dat jy nie goed genoeg is vir God nie. Wat dalk verkeerde keuses in die lewe gemaak het en vasgevang is in die mag van sonde. Wat dalk dink dat jy 'n te groot sondaar is. Ook vir die diewe, vir die moordenaars en verkragters in ons land. Ook vir daardie bergie wat met 'n drankasem by jou kom bedel. Ook vir daardie persoon wat sukkel om te glo. Ook vir daardie onverskillige jong mens. Ja, ons opgestane Here kan enige persoon se lewe verander. Dis wat ons glo. Vir ons lewende God is enigiets moontlik. As ek en jy nie glo die Paasboodskap is vir almal bedoel nie, is die boodskap maar leer as 'n hol paaseier. Dan dink ons nog, ons eet sjokolade, maar net die binnekant is hol. Dis 'n leë paaseier. Die boodskap is vir almal bedoel. Hy het vir almal opgestaan. Ek hoor die afgelope week die treffende getuienis van een van ons lidmate. Hy getuig van 'n onverskillige jong man wat drastiese tot bekering gekom het. En hy getuig hoe die opgestane Here hierdie man se lewe werklik omgekeer het. Wat maak ek en jy met hierdie boodskap? In vers 39 staan die volgende woorde: ons is getuies van alles wat hy in die land van die Jode en in Jerusalem gedoen het. Ja, hierdie vers word gesê dat Petrus en die apostels getuies was van die opstanding van Jesus. Ons sien in vers 41 dat Jesus na sy opstanding slegs aan 'n klompie gelowiges verskyn het, sodat hulle weer getuies kon wees vir ander. En as Petrus en die ander apostels nie hiervan vertel het nie, was ek en jy vandag nie hierso nie. Daarom die vraag: het ek en jy 'n brandende begeerte om vir ander mense van die opstanding van Jesus te vertel? Ja, die Here het vir my die afgelope jare gewys dat ek nie traag my nie agtig moet wees oor mense wat verlore gaan nie.
Ja, ek dink ook aan Christene wat 'n passie het vir hulle wat nie aan die opstandingsboodskap glo nie. Dink aan ons gemeente se uitreikbediening. Ek hoor by Melanie en al die betrokkenes hoe hulle hart het vir mense wat nie glo nie. Hulle spandeer baie ure en baie geld sodat meer mense in die wêreld hierdie opstandingsboodskap kan glo. Ek dink aan lidmate wat 'n passie het vir die verspreiding van die Bybel sodat meer mense hierdie opstandingsboodskap kan glo. Ja, ek as predikant en jy as gemeentelid kan so maklik net op kerkmense fokus. Ons vergeet van miljoene mense wat nie glo nie. Hoekom getuig ons? Ja, soms hoekom is ons nie bereid om getuies te wees nie? Daar kan miskien baie redes wees, maar een van die redes is dat ons dalk nie vir Jesus Christus as lewende Here beleef en ervaar nie. Daarom weer die vraag, glo jy dat Jesus Christus werklik opgestaan het? Is jy seker hieroor? Mens kan net getuig van dit wat jy self beleef of ervaar. Is Jesus vir jou iemand daar ver? Iemand van wie die predikant of ander Christen vertel? Iemand wat duisende kilometers ver van ons in Palestina gesterf en opgestaan het? Of is hy vir jou die lewende Here? Hoekom het Petrus en die ander apostels van Jesus se opstanding getuig? Handelinge 10 gee vir ons 2 antwoorde. Omdat hulle dit gehoor en gesien het. Hulle het 'n persoonlike verhouding met Jesus geleef. Net soos Petrus en die ander apostels kan ek en jy slegs getuig as ons vir Jesus hoor en sien. As ons in 'n persoonlike verhouding met Jesus staan. Ek en jy het vandag weer die kans om ons verhouding met Jesus te kan evalueer. Dalk het ons lou geword. Dalk het jy nog nooit besef dat hy 'n lewende Here is nie. Ek pleit by jou, moenie dat hierdie Paasondag by jou verbygaan nie. En die vraag is, hoe kan ek en jy getuig? Mense kan so maklik kerk speel en net besorg wees oor jou eie koninkryk hier in die Helleberg gemeente. Ja, nie eers besorg wees oor die nie-gelowiges rondom ons nie. Dit begin by gebed, ja. Begin dat ons moet bid vir mense wat nie glo nie. Ja, ons bekommernis kan oorgaan in gebed. In Handelinge 10 vers 9 sê dat God op 'n besondere manier met Petrus gepraat het terwyl hy gebid het. Die Here kan ons gebede gebruik en daarom mag ons ook elke dag bid vir mense wat nie hierdie boodskap glo nie. Tweedens, ons moet praat daaroor. In Handelinge 10 vers 34 tot 43 lees ons dat Petrus nie net gebid het nie, maar ook daaroor gepraat het. Nie almal kan 'n toespraak hou soos Petrus nie, maar almal van ons kan praat. Dink ook aan wat my ma oor my oupa vertel het, A.A. Lou. Hy wil graag die boodskap van Jesus aan almal vertel en gaan studeer om predikant te word. Ongelukkig het hy siek geword terwyl hy studeer en hy kon nie sy studies voltooi nie. Die dokters het hom aangeraai en gesê om in die Karoo te gaan bly om te probeer herstel van sy siekte. Terwyl hy in die Karoo is, hoor hy die nood van die mense in destyds Mashonaland, Suid-Rhodesië, vandag is Zimbabwe. Hy ervaar dat die Here hom roep om hierdie boodskap te deel met mense wat nie die boodskap gehoor het nie. En sy ouers was nie so baie gelukkig nie, hulle het vir hom gesê, maar hierso is dan 6 voet grond in die Parel om jou te begrawe. Maar hy gaan Mashonaland toe in 1891. En hy was te siek om sy studies te voltooi, maar hy word op die ou end 94 jaar oud. En die dae was rof in daai tyd. 'n Leeu het byvoorbeeld een van sy osse opgevreet terwyl hy ook daar met die ossewa gery het. En baie mense het gesterf aan malaria in daai tyd. Maar hy het 'n passie gehad om vir mense van die opgestande Here te vertel. En ek wonder baie dae, het ek dieselfde passie as my eie op 'n grootjie. En daar is baie mense in die gemeente wat hulle bekommernis teenoor my uitspreek oor kerkloos lidmate. Nou as ons bekommerd is, kom ons nooi hulle. Kom ons nooi hulle in ons groepe, kom ons bid vir hulle. Kom ons sê wie is deel van die gemeente. Ja, ons ken die spreekwoord, die mond loop oor waarvan die hart vol is. Die Heilige Gees sal ons help. Sommige tyd ons nie die woorde nie, maar ons lees ook, die Heilige Gees is ook uitgestort in Handelinge 10 op die nie-Jode. As dit ware soos 'n tweede Pinksterdag. En sy Heilige Gees is tot beskikking van my en jou om ons te help. Sy Heilige Gees sal ook mense se harte oortuig. Ons kan maar getuig, sy Heilige Gees sal mense oortuig. En laastens moet ons besef, daar kan teenkanting wees. Ja, selfs in Petrus se tyd was daar teenkanting. Mense wat nie die boodskap wou glo nie.
Ook vandag is daar steeds teenkanting as ons probeer getuig, is daar mense wat sê, wag, dit is sommer net 'n simpel boodskap. Of selfs mense wat teenkanting ervaar as sendelinge ook 'n verskil wil maak. 'n Tyd gelede is Tannie Joan Ludik oorlede, een van ons lidmate wat saam met Tannie Iris Loods vir jare betrokke was by sendingwerk in China. My kollega Dani Mol vertel hoe dat hierdie twee ouer tannies saam met hom in Okkie Brits deur die polisie van China vir ondervraging hegtenis geneem is, net omdat hulle oor Jesus as opgestane Here getuig het. Ja, gelukkig was hulle nie te lank in aanhouding nie, en hulle kon later terugkeer na Suid-Afrika. Maar ook weet ons vandag, ook reg oor die wêreld, is daar mense wat teenkanting ervaar, net omdat hulle getuig van Jesus as opgestane Here. Ek sluit af. Ek het reg aan die begin vir julle vertel van Coach Little, die student Bob. Ons vier vandag fees oor Jesus wat opgestaan het. Daar is 'n paar vrae wat ons op hierdie dag nie kan vermy nie. Glo jy in Jesus wat opgestaan het, soos wat Bob se pa dit geglo het? Is jy seker dat wanneer hy weer kom, jy saam met hom sal opstaan? En glo jy dat Jesus as opgestane Heer vir jou krag gee om voluit te leef, soos wat Bob ook voluit geleef het? En wat maak ek en jy met hierdie boodskap? Is ons bereid om hiervan te getuig, soos wat Petrus bereid was om te getuig? Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg dat ons ook saam as gelowiges reg oor die wêreld U opstanding kan vier. Dankie dat U 'n lewende Heer is. Ons het nie 'n toegraf nie, Here. U is 'n lewende Heer. En Here, ons kom na U toe en ons weet dat U altyd by ons is. As opgestane Heer, ook die Heilige Gees altyd by ons is, Here. Help ons, dra ons. Amen. Julle is baie welkom om 'n bydrae te lewer. Op die skerm sal ook verskeie inligting, as jy 'n bydrae wil lewer ook, sodat ons as gemeente net meer en meer die opstandingsboodskap kan verkondig reg oor die wêreld. Mag jy en jou familie 'n baie geseënde Paastyd beleef. Ontvang daarom ook die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap en krag van sy Heilige Gees by ons elkeen wees om hierdie Paasboodskap te glo, dit elke dag te beleef en daarvan te getuig. Amen.